Goeiemôre. Jy luister na oordeenking 37 in die reeks deur die oë van 'n kind. Vanoggend praat ons oor rituele. Ons lees nou uit die tweede helfte van die hoofstuk 21 van Die Klein Prinsie. 'n Mens het rituele nodig. Wat is 'n ritueel, vra die Klein Prinsie. Dit is ook iets wat mense al te dikwels vergeet, sê die jakkals. Dit is wat een dag onderskei van ander dae. 1 uur van ander ure. Daar is byvoorbeeld 'n ritueel onder my jagters. Hulle dans donderdae saam met die meisies van die dorp. Daarom is donderdag 'n wonderlike dag. Dan stap ek na die wingerd. As die jagters enige tyd sou dans, sou die dae almal dieselfde wees en ek sou nooit bietjie kon ontspan nie. En so die Klein Prinsie die jakkals mak gemaak. En toe kom die uur van afskeid. Ag, sê die jakkals, ek gaan huil. Dis jou skuld, sê die Klein Prinsie. Ek het geen kwade bedoelings gehad nie, maar jy wou hê ek moes jou mak maak. Dis waar, sê die jakkals. Maar nou wil jy huil, sê die Klein Prinsie. Dis waar, sê die jakkals. Dan baat jy mos niks daarby nie. Ek baat daarby, sê die jakkals, vanweë die kleur van die koring. Toe voeg hy by, gaan kyk weer na die rose. Dan sal jy verstaan dat jou roos uniek in die wêreld is. Kom dan terug om van my afskeid te neem, en ek sal 'n geheim met jou deel. Die prinsie het weer na die rose gaan kyk. Julle lyk glad nie soos my roos nie. Julle is nog niks nie, sê hy vir hulle. Niemand het julle mak gemaak nie, en julle het niemand mak gemaak nie. Julle is soos my jakkals eers was. Hy was net 'n jakkals soos 100,000 ander jakkalse. Maar ek het hom my vriend gemaak, en nou is hy uniek in die wêreld. En die rose was baie verleë. Julle is pragtig, maar julle is leeg, sê hy weer vir julle. 'n Mens kan nie vir julle sterf nie. Toegegee, 'n gewone verbyganger mag glo dat my eie roos soos julle lyk, maar op haar eie is sy belangriker as julle almal saam. Want sy is die een wat ek nat gemaak het. Sy is die een wat ek onder 'n glaskoepel gesit het. Sy is die een wat ek met 'n windskerm beskud het. Sy is die een wie se rispus ek doodgemaak het, behalwe die 2 of 3 wat skoenlappers moes word. Sy is die een na wie ek geluister het wanneer sy kla of spog of soms stil bly. Want sy is my roos. En toe gaan hy terug na die jakkals. Vaarwel, sê hy. Vaarwel, sê die jakkals. Hier is my geheim. Dit is baie eenvoudig. Mens kan net werklik sien met jou hart. Dit wat regtig saak maak, is onsigbaar vir die oë. Die dinge wat saak maak, is onsigbaar vir die oë. Herhaal die Klein Prinsie sodat jy dit kan onthou. Dit is die tyd wat jy aan jou roos bestee het, wat jou roos so belangrik maak. Dis die tyd wat ek aan my roos bestee het, sê die Klein Prinsie, sodat hy dit kon onthou. Mense het die waarheid vergeet, sê die jakkals. Maar jy moet dit nie vergeet nie. Jy is vir ewig verantwoordelik vir wat jy mak gemaak het. Jy is verantwoordelik vir jou roos. Ek is verantwoordelik vir my roos, herhaal die Klein Prinsie, sodat hy dit kon onthou. Die jakkals sê, 'n mens het rituele nodig. Dis iets wat mense altyd dikwels vergeet. Dit is wat een dag onderskei van ander dae, 1 uur van ander ure. Later sal ons leer, dit is wat een mens van 'n ander onderskei. Jakkals is reg. Ons kan nie sonder rituele leef nie. Ek het altyd my pa dopgehou as hy sy pyp gestop het. Dit het begin met die optel van die pyp, met die boepenskant tussen sy duim en wysvinger. Die dun lem messie waarmee die pyp se skoorsteen sorgvuldig skoongemaak word. Dan kom die steel aan die beurt, wat skoongemaak word met 'n langwerpige wit spiraalstuk wat gou pikswart verkleur van die roet en watter onaardighede ook al oorgebly het van die gesmeelde tabak. As dit klaar was,
het hy die leersakkie oopgevou waarin die tabakgebeere was, en die keer met die duim en wysvinger met sy regterhand net die regte hoeveelheid in die pyp geplaas. Met sy duim het hy dit dieper ingedruk, en dan deeglik gestop met die aluminium stamper totdat hy tevrede na die resultaat gekyk het. Die laaste stap na gelukdoening was om die pyp na sy mond te bring en dit dan aan te steek met 'n vierhoutjie bakhand sodat die wind dit nie blus nie, en 2-3 asemtee om die miniatuur tabakvuurtjie aan die brand gesteek te kry. Dan het hy met toe oë een keer diep ingeasem deur die pypsteel, met borrelende rook wat soos 'n Chevy op 'n wintersoggend idle. En dan sit hy dit op die tafeltjie langs hom neer, waar hy soms nie weer een keer daaraan teug nie. Dit het min met rook te doen gehad, en alles met 'n ritueel. Terloops, toe ek 4 jaar oud was, het ek agtergekom dat daardie ritueel nie vir my was nie. Die brand in my longe en gehoes daarna het my 'n geheel onthouer van tabak gemaak vir die res van my lewe. Rituele. Dit gee betekenis aan ons lewe. Dit is vaste punte op ons reis. Dit vul ons dae en ure met 'n ritmiese herhaling van voorspelbaarheid. Selfs die mees veranderlike en ongestruktureerde mens het rituele nodig om vastigheid te gee aan hulle bestaan. Om dieselfde tyd op te staan en te gaan slaap. Vroegoggend koffie, of vir diegene wat klein kinders het, 'n melktjie of 'n milootjie in die bed. Opstaan, tekkies aantrek, draf. Stort, klaarmaak, ry. Die ritmiese herhaling van 'n week. Woensdae aande se almal bymekaar. Vrydae aande se kuier by familie. Sondae se kookkos. Ergens 'n vaste koffieafspraak saam met 'n vriendin of 'n vriend. 'n September se spring clean. Desember se vakansie. Saam eet om die tafel. Een van die belangrikste rituele in die bestaan van die mens, soos ons ook in die vorige reeks bevestig het. Daar is geloofsrituele. Die liturgiese jaar wat ons herinner aan die belangrikste verlossingsdade en openbaringsmomente van God met ons. Dink aan doop, nagmaal, huwelikseremonies, verjaarsdae, begrafnisse. Sondag is 'n rusdag. Dis die opstandingsdag. Liturgie is rituele wat ons as geloofsgemeenskap deur belangrike geloofsmomente van God se heilsplan met ons neem en ons eie geloofsvorming 'n raamwerk gee waarbinne ons toetree tot God, 'n seënbede hoor, 'n lofsang sing, na die wil van God luister, 'n skuldbelydenis doen, verlossingswoorde, saam ons geloof bely, voorlesings uit die woord van God, gebede, dankliedere, wegsending. Daar is rituele in die alledaagse wat dun plekke verteenwoordig, soos een skrywer dit gestel het, waar hemel en aarde naby aan mekaar kom, om saam aan tafel te eet, huisgodsdiens, stilte tyd, Bybel lees terwyl ons almal op die bed sit, hande vashou terwyl ons bid, stilte tyd in die kar, die luister na Christelike musiek, oggendoordenkings, saam lag, saam leef, saam speel, Saterdag, sportdae. Rituele is vooraf besluite in ons lewens, om onsself te verbind tot dit wat ons die belangrikste ag. Ja, daar is die immer interessante rituele wat ons uniekheid vervat, soos my pa se pypstoppery. 'n Cricketspeler wat 3 keer sy kolf teen die grond kap terwyl die bowler aangestorm kom. Die presiese herhaling van waar ons goed bære, soos sleutels, klere regsit, huis skoonmaak, boodskappe stuur, oproepe maak, swentjies gee, laat weet ek is veilig. My skoonma sê altyd, as die kleinkinders daar by haar weg is daar oral boodskapies van hulle gewoonte te sien. Sommige rituele sal onthou word vanweë die geur daarvan. Sekere kossoorte, speserye,
Die geur van houtsaagsels op klere, of stof uit die landerye. Die geur van die hoofveld in die winter, met kuiers by oupa en ouma op die plaas. Vakansies by die see. Jakkals is reg. Ons kan nie sonder rituele nie. Die klein prinsie ontdek dat sy roos uniek is, wanneer hy raak sien dat sy rituele hom aan haar verbind het. Maar daaroor praat ons môre. Kom ons bid saam. O Here, God van genade, verlos my om Jesus ontwil van my louheid en steek die vuur van die Gees in my aan. Neem weg die hart van klip in my binneste en maak vir my 'n hart wat vir U ontvanklik is, 'n hart wat U sal lief hê, loof en aanbid, wat U sal volg en vreugde daarin sal vind, deur die ritmes en die rituele van elke uur, elke dag, elke week en elke jaar. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.